Môre vriende, ek is bly om julle te sien en mag vandag ook tot eer van die Here loop. Ons gaan saam sing by, baie dankie Michelle dat jy vir ons volgende ook by die orgel optree, ons waardeer dit. Ons sing saam by lied 464, vers 1, 3 en 4, O Heer my God. Ons sing met lied 205, bring lof aan die Vader.
elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, sang gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof aan die Skepper wat altyd getrou, sy kerk hier bewaar dit vir lewe en bou. Ons bly inspireer en ons stuur deur sy Gees, om sout en om lig vir die wêreld te wees. Loof die Heer, sang gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof, ons aanbidding, o Vader, ons lied, is nietige klanke deur kinders gebied. Tot sien U ons nood en verhoor ons gebed, oneindig die liefde wat U vir ons het. Loof die Heer, sang gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Dan sing ons nou by lied 334, al 4 verse, God is liefde, juig ons harte. Juig ons harte en bedank wat liefde doen, dat hy ons
seun al meer gestalte in ons doen en late voordat ons by die aankondiging kom, wil ek ook maar net weer sê dat het vandag 'n biddag is vir beskermingsdienste. Ons het gevra dat wie ook al uniforms dra vandag daarmee sal kom, of veterane in hulle veteranendrag. Kan ek net vra dat almal wat in hulle veteranendrag gekom het, net sal opstaan asseblief? Daar's Chris en baie dankie, ek is so bly om te sien. En dames en medaljes, wie is daar nog? Leon Victor het ek verstaan het ook, daar agter het hy ook sy veterane baadjie aan. Ek wil, kyk, vandag is 'n biddag daarvoor, ons gaan aandag daaraan gee. En ek hoop ons kan in die toekoms meer daarvan maak. Het was vroeger jare 'n groot ding in die kerk gewees. Destyds na die Eerste Wêreldoorlog het dit eintlik begin, die Sondag die naaste aan die 11de November met die skietstilstand. En toe het so geleidelik meer onder die Afrikaanse gemeenskappe begin agter te beweeg. En toe later met die grensoorlog, toe kom het nou weer sterk na vore. En die ding is net, die dinge het vandag so verander, dat die klem vir ons nou baie verder strek as net mense wat in die weermag of in die polisie is of in die gevangenisdiens. Dit sluit ons verpleegmense in, dit sluit ons paramedici in, dit sluit ons sekuriteitsmense in, wat almal op die voorste linie is om ons morele en sosiale weefwerk aan mekaar te hou en uit te brei. En ons moet nooit ophou om vir hulle te bid nie. Ek moet nou bely dat ek dit heeltemal te min doen. En ons moet dit baie meer gereeld doen. Ons het baie klagtes, ons het baie kritiek, maar hoeveel bid ons vir die goeie mense wat hulle uniform aantrek en hulle roeping nakom wat die Here vir hulle gegee het om dit te gaan doen. Goed, dankie Corneil. Ons het net 'n paar aankondigings. Die gebedsgroep wat gebruiklik Woensdag plaasvind, 6uur in die konsistorie. En dan het ons ook ons groot geleentheid in hierdie maand, 30ste November, ons Kersete. Dis altyd 'n heerlike geleentheid. Baie groot geselligheid vir familie en vriende. Ons kom al lekker by mekaar. Dit sal 1uur in die kerk sal wees op die 30ste November. Kaartjies is beskikbaar by die kerkkantoor. Ek dink dit is R120 vir volwassenes en R100 vir die kinders. Dit is regtig baie geld. Kom ons ondersteun dit, dit is altyd lekker. Dan ons Kersfeesprojek hierdie jaar is ook al die Spensprojek wat dan net die Kersfees benaming het. Ons wil het regtig spesiaal maak hierdie jaar en kerspakkies opmaak vir behoeftige mense. En julle moet op julle aankondigings kyk. Daar is 'n lysie van goeders wat ons in die pakkies gaan insit. Onder andere onder toiletware, bederfies soos beskuit en koekies. En dan ook kositems, soos koffie en beskuit en tee en meel en suiker en
blikkies kos. So asseblief, kom gee dit hier by die kerkkantoor in. Die datum wat daar opgesit is ook die 30ste November. So kom ons kyk of ons daai goedjies kan inkry sodat ons oulike Kerskapies kan opmaak. Dan wil ek julle net herinner, volgende Sondag, julle sal het ook so sien, is dit nagmaal en dan belydenis aflegging. So kom ons daar gaan, wat ons hoeveel erop nie. Dan vanmiddag is daar kerkraadsvergadering, asseblief. Dit is baie belangrik, dit is om 5:30. Neem toch dringend kennis van die tyd. En dan gaan ons na die tyd lekker koffie drink. Daar is puddings te koop teen R15. Ek het gehoor die mense wat die mandjie dans en Vrydag aand wil baie graag daar invaar, maar gelukkig het hulle daar nie. So die puddings is nog vir ons beskikbaar teen R15. Kom ons ondersteun dit. Dank julle. Dankie Corneille. Goed, ons gaan nou aanbiddingslied sing, terwyl die eredienskers aangesteek word. Lied 442, al twee verse, Gees van God wat in my woon. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Amen. Geliefdes, vrede vir julle almal, van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons loof nou die Here met lied 280, al drie verse, Here redder groot en magtig. Amen.
Het ook my hand kom vat. U my Heer, groot en machtig, U het my ook raak gesien. Ek is feilbaar swak, onseker, toch wil ek dankbaar wees. God my Here, as Here, vast kan ek op U vertrou. Vast kan ek op U vertrou. My Heer, maar U bestemming, en het word my opgedra. Laat my lief en werk met vreugde, want ek sal volharden dra. Heere, leiding, bring bevryding, alle skuld het U gedra. Alle skuld het U gedra. Ons het nou pas gesing, al ons skuld het U gedra. Dit is die mantra wat ons elke dag vir onsself kan opsê, onsself aan kan herinner. Al ons skuld het Hy gedra. En tog is dit vir ons goed om net gereeld voor die Here te kom en te sê, ten spyte daarvan dat ons weet wat Hy vir ons gedoen het, ons kom bely ons skuld, ons moet dit aflê, ons wil dit voor Hom kom lê, ons wil dit agter ons sit. So kom ons sing nou by vers 1 en 3 van lied 238, God enkellig. Een ander mantra wat ek gereeld vir myself sê, is dat dit die evangelie is, dat God sondaars lief het en Hy red ons deur Jesus Christus. Dis die samevatting van die evangelie. God het ons lief en Hy red ons deur Jesus Christus. Kom ons aanvaar dit, kom ons glo dit. En nou sing ons as belydenis van ons geloof by lied 238, se 4de en 5de vers. Ja, amen, ja, op Golgotha het Hy vir my sonde betaal. Betaal Hy vir my sonde.
sy bloed word ons gemoed gereinig van die sonde. Gee ons al meer om u te eer, geloof o ewig sterke. Ek het nie baie maatjies vandag hier gesien nie, maar die wat hier is, ek sal bly wees as julle vorentoe kom. Al my maatjies. En toe is julle baie meer as wat ek gesien het. Julle kan net hier voorsit. Ja, dankie. Hallo julle. Het is lekker om julle vriendelike gesiggies te sien. Die groot mense is so stroef vanoggend. Hulle glimlag nie eers nie. Het is lekker om julle glimlag te sien. Ja. Julle vandag is biddag vir beskermingsdienste. Nou die beskermingsdienste is die mense wat vir ons moet veilig hou, wat vir ons moet sorg. Ek gaan nou so 'n klompie noem, nou wil ek vir julle vra, wat doen hulle? Wat doen ons soldate? Hulle beskerm ons land. Hulle moet sorg dat niemand oor daai grense kom wat nie daaroor mag kom nie. Ja. En daar is verskillende soorte soldate, daar is seesoldate, en daar is die leer op die grond, en daar is lugsoldate wat in vliegtuie is. En dan is daar die polisie. Wat doen die polisie? Hulle vang die skelms, dis hy. Hulle moet ons veilig hou dat die skelms nie vir ons kom vang nie, nee, daar is hy. En wat doen ons, wat ons sommer noem paramedics, nee, die noodhulpmense, wat doen hulle vir ons? As daar ongelukke was, dan kom help hulle, nee, hulle is vinnig daar met die ambulans en al die dinge. Of as jy by die huis skielik siek geword het, dan kom hulle uit daar na jou toe. En die brandweer, né? Wat doen hulle? Die brandweer maak die vuur dood soos wat die vuur jou seer word. Dis hy, hulle maak die vuur vir ons dood, nee. Partykeer maak mense nie die vure dood nie, en dan brand die veld af, nee, en dan moet die brandweer vir ons kom help. Ons verpleegsters, wat doen hulle? Nee, wat doen ons verpleegsters en ons verpleegers in die hospitaal? Jy het al die antwoorde, laat ek hoor. Mense wat binnekant die hospitaal werk. Dis reg. Hulle werk binne. Help die mense om vir die ander mense te help. Ja. Dis reg. Jy gaan hospitaal toe en dan is die verpleegster daar vir jou te help, maar jy sê ook hulle is daar om vir ander mense te help. Hulle moet vir die dokter help, en die dokter kan glad nie sy werk gedoen kry as die verpleegster nie daar is om te sorg dat dit uitgevoer word nie, nee. Ja. So ons het al daai mense nodig. En die gevangenisdiens, wat doen die mense in die gevangenisdiens? Wie is in die gevangenis? In die tronke? Die skelms wat die polisie gevang het, nee. Die skelms wat die polisie gevang. Skus toch? Die polisie wat die skelms gevang. Ja, dis reg. Kykie kan die skelms baie steel. Dan sê, so die skelm is gevang, nou sit hy in die tronk, nee, en dan moet hulle vir hulle oppas dat hulle daar binne bly. Goed, so ons het al hierdie mense wat vir ons moet help, sodat ons veiliger kan wees. En ons moet vir hulle bid. Nee,
ons bid te min vir hulle. Ons moet vir hulle bid, want hulle is ook baie keer in gevaar. Nee? Hulle moet beskerm word. Hulle raak baie keer moedeloos. Nee, want hulle wil 'n vuur gaan doodslaan en nou is daar nie 'n brandweerbaan nie. Of iemand het nie gedoen wat hulle moes gedoen het nie. Nou is dit baie lastig. Hulle kan nie hulle werk gedoen nie. So hulle is gefrustreerd. Partykeer dan raak hulle baie hartseer. Daar in die hospitaal raak die verpleegster saam met die mense wat siek is hartseer, en as hulle partykeer te sterwe kom, dan is dit vir hulle ook baie sleg om te sien dat die mense te sterwe kom. So ons moet bid dat die Here ook vir hulle sal help in hulle hartseer wat baie keer oor hulle pad kom. So daar's 'n klomp dinge waarvoor ons kan bid. Nou ek gaan nou vanoggend hierso bid uit hierdie gebed wat ek gekry het, en ek het dit op kaartjies laat sit, en dan gaan vir julle elkeen gee, en dan gaan ek vir julle vra om ook vir die ooms en die tannie wat vandag hier in die kerk is, met hulle uniforms en hulle veteranendrag, om vir hulle dit ook te gee. Want party van hulle het al afgetree. Hulle het al hulle werk gedoen. Hulle het al vir ons veilig gehou. Ons moet ook nie vir hulle vergeet nie. Ons moet vir hulle ook baie dankie sê. So kom ons maak ons oë toe, dan gaan ek nou hierso vir julle hierdie gebed voorbid. Here, ons redder en beskermer, ons bid vir almal wat ons moet beskerm, wat ons moet versorg, wat ons moet help, as ons in nood of in gevaar is. Ons bid dat U vir hulle moed sal gee, om te midde van die bedreigings hulle werk te doen. Dat U vir hulle sal vul met krag, uiterlike krag, maar ook innerlike krag vir hulle taak. Ons bid dat U hulle toegewyd sal maak om te volhard. Ons bid dat U vir hulle wysheid sal skenk, om met onderskeiding en wysheid moeilike besluite te maak. Ons bid dat hulle eerlik sal wees en 'n voorbeeld sal stel te midde van korrupsie en onreg. Ons bid dat U hulle sal help omgee, dat hulle met deernis alle mense sal dien en help. Ons bid dat U hulle elkeen se geloof in U sal versterk, en dat hulle as getuies vir U hulle lig sal laat skyn. Here, daar waar hulle verlies ervaar of swaar kry, bid ons dat U hulle sal troos, en dat mense hulle sal ondersteun. Here Jesus, ons bid dat U vir hierdie land vrede sal skenk, en dat ons almal sal saamwerk om vredemakers te wees. En ons bid dat U hulle elkeen en ons almal elke dag veilig sal hou. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, nou gaan ek vra dat ek gaan net vra dat die 4 van julle opstaan, Ronel en Leon wil nie opstaan in elk geval, en dan Daan en Chris. Dan wil ek vra, wil jy net vir tannie Ronel daai kaartjie gee asseblief? Wil jy, want Daan gaan nou opstaan, hy is nou stadig om op te staan. Vir hom daai kaartjie vat. En wil jy vir hom Chris, aan die ander kant teen die venster, vir hom 'n kaartjie vat. En dan gaan ek vir julle almal 'n kaartjie gee, en ek wil hê julle moet asseblief hierdie kaartjie vir iemand gaan gee wat in 'n uniform is, en vir hulle sê, ons bid vir hulle, né? En daar is vir jou enetjie. Nee, mag, ek het julle daar raak gesien nie. So? Maar jy asseblief vir daai oom daar agter. Oom daar so. Vir wie? Daar sê hy kry net vir my. Ja, sê. OK. Goed, julle, baie dankie. Julle kan maar gaan, is as jou kaartjie. Julle kan nou maar gaan sit as julle almal 'n kaartjie. Dankie dat julle vorentoe gekom het. En vir Leon. En vir Leon, of dit nou lê of nie.
Ja, sê. Ja, sê, baie dankie. Right. Is iemand oorgeslaan? Wys my. Hierso. Right. Ons gaan nog 'n middag vir onderwys ook hou. Chris, ek moes vir julle hierdie werk gegee het. Dit nog so min of meer wat ek ken doen. Goed, ek vergeet altyd, ek is ook 'n veteraan. Ja. En ek het my diens ook hier in Kimberley gedoen en op die grens. Ek gaan later lees by Jesaja 41, 42 en 43. Maar ek wil begin deur net te sê, jy weet die wêreld waarin ons leef, en ek hoef nie daar vreeslik uit te brei nie. Die wêreld waarin ons leef is in baie opsigte onveiliger as wat dit sê maar 40 jaar terug was. Kriminaliteit vir een het eksponensieel toegeneem, vinniger as wat die bevolking toegeneem het, baie vinniger. Daar het nuwe gedaantes aangeneem. Jy weet nie eens meer van watter kant af die skelm kom nie, want deesdae is daar virtuele kriminaliteit, dis sommer net deur die lug uit. Dan sien jy die bankrekening is nou leeg gemaak. Jy weet, jy kan nie eens meer altyd die krimineel uitwys nie. Ons tronke is vol en daar is nog steeds bendeaktiwiteite binne in die tronke, ouens kom partykeer slegter daaruit. Ons landsgrense is redelik poreus, jy kan dikwels kom en gaan soos wat jy wil. Ons paaie, voel dit vir my, ons kan sien ons paaie is onveiliger, maar dit voel vir my die ongelukke is ook gruisamer as in die verlede. Ons staatshospitale het in 'n groot mate vervalle geraak en ons private hospitale het onbekostigbaar geword. Al hierdie goeder het 'n impak op ons gemoed. Al hierdie goed maak dat ons onveiliger voel in die wêreld waarin ons is. So mense is dankbaar dat daar te midde van dit alles goeie mense is wat opstaan en 'n uniform aantrek en sê die Here het my geroep om hierdie werk te doen. En ek gaan hierdie werk doen, watter een dit ook al mag wees, binne hierdie groep van dienste wat ons nou genoem het vanoggend. En ek gaan daaraan meewerk om die sosiale en die morele weefwerk van die gemeenskap om dit te versterk. En mense is dankbaar vir sulke mense. En ons moet regtig baie meer bid vir mense in daai dienste om te kan volhard in dit wat hulle doen, die roeping wat hulle ontvang het. As ons nou vanoggend gaan lees in Jesaja, dan is dit belangrik om te weet dat hierdie gedeelte, hierdie Jesaja 40 tot 55, is eintlik 'n aparte boek. Die boek Jesaja bestaan eintlik uit 3 boeke. Eerste Jesaja, tweede Jesaja en derde Jesaja. Tweede Jesaja is die gedeelte waarin ons vandag gaan besig wees en julle kan gerus by die huis
daai gedeelte net rustig gaan deurlees. Jesaja 40 tot 55. En kyk 'n bietjie wat se effek dit op jou het. Hoe die Here vir jou oor en oor kom troos. Hoe die Here vir jou oor en oor kom sê, jy's broos, jy's klein, jy's afhanklik. Maar hoe die Here ewe sterk sê, op my kan jy altyd reken. Ek sal jou altyd lief hê. Ek sal altyd vir jou deernis hê, ongeag wat. So die tema is vandag oor geloof in 'n tyd soos hierdie. Hoe glo ek in 'n tyd soos hierdie? Nou is die volk van die Here in ballingskap in die tyd toe die boek nou geskryf is, die boek Jesaja. En soos julle weet, was dit 'n verskriklike tyd vir hulle gewees. Die vorige keer wat dit so erg vir hulle was toe hulle in Egipte slawe was. En dit is mos daarom nou op die stadium al meer as 1000 jaar in die verlede. Dit was vir hulle 'n verskriklike tyd om daar te kom, om verneder te word deur die vyand, om die hele tyd te hoor hoe swak hulle geloof is, hoe swak hulle godsdiens is, om te hoor hoe swak hulle God is, en dan begin hulle vir hulself ook vra, is die mense nie dalk reg nie? Want die punt is, ons sit nou hier, en ons sit al jare hier. En dan so 40 jaar in die ballingskap in, en 40 jaar is nou min of meer 'n geslag, 40 jaar in die ballingskap in, dan kom tweede Jesaja, en tweede Jesaja kom sê vir hulle, maar daar's hoop. God gaan niets doen. Julle voel nou soos wurms. Julle voel God is ver van julle af. Julle voel God het julle verwerp. Maar daar is hoop. God het dit nie gedoen nie. God stap saam met julle. So ek gaan dan nou vir ons uit Jesaja lees soos wat ek nou aangaan met die preek. En die eerste punt wat ek gaan maak is, skep moed uit God se baanrekord. Hoe glo ek in 'n tyd soos hierdie? Ek skep moed uit God se baanrekord. En daarvoor gaan ek vir ons lees by Jesaja 41 vers 4 tot 10 en 43 vers 10 tot 11. Wie het die verloop van dinge van die begin af bepaal? Dit is ek, die Here, die eerste. Wanneer die laaste dinge gebeur, sal ek die Here nog daar wees. Die eilande kyk toe in vrees. Hulle praat mekaar moed in en sê, wees sterk. Die werksmense maak gou nuwe gode. Die ambagsman jaag die goudsmid aan en die een wat die metaal uitklop, help hom wat by die ambeeld werk. Die smeewerk is goed, sê hulle. Dan slaan hulle die beeld met spykers vas sodat dit nie omval nie. Maar jy Israel, my dienaar, wat ek gekies het, afstammeling van Abraham, my vriend, ek het jou gekies. Ek het jou nooit verwerp nie. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie ontsteld word nie, want ek is jou God. Ek maak jou sterk en wil jou help. Voor my was daar geen God nie, en na my sal daar geen God wees nie. Ek is die Here. Buiten my is daar geen redder nie. Vriende, die Here bly God, al gebeur wat ook al. Al sou alles wat gebeur ophou gebeur, al sou alles wat ons ken verdwyn, dan bly God nog steeds. Dit is interessant, daai teks van wat Jesus in Johannes 8 vers 58, dan sê Jesus mos, voordat Moses was, is ek. Die grammatikaal maak het mos nog nie lekker sin nie. Voordat hy was, is ek. Maar dis juist die punt wat Jesus wil maak. God het alles gemaak. Voordat alles daar was, is God al. Ja, dis ook om God se naam, Jahwe, ook ek is. God is altyd nou. Hy is nou en hy was altyd nou in die verlede en hy sal in die toekoms ook altyd nou wees. God is altyd in die oomblik daar by ons.
God sal nooit verdwyn nie. God is ewig. Nou, ons moet nie die stukkie humor in Jesaja mis, wat ons nou hier gelees het nie. Jy moet lag wanneer jy dit lees. Nee. Want ons lees hier dat die Here sê vir Israel in die eerste plek, julle behoort van beter te weet. Julle behoort te weet, ek sal altyd daar wees. Julle behoort te weet, daar is niemand groter as ek nie. Maar julle vergeet. Maar die heidene vergeet nie. Hulle weet. Hulle onthou nogal. En dan sê hy vir hulle, jy weet, as hulle hoor ek is op pad, dan begin hulle al bewe. En dan begin hulle mekaar moed aan praat, ons gaan oukei wees. Jy kom uit, maar ons gaan oukei wees. Nee. En dan begin hulle, die skrynwerkers maak hout by mekaar, en hulle maak 'n beeldjie, om hulle te beskerm, en dan vat hulle dit na die goudsmid toe, dat hy nou vir hulle kan goud daar omplet, en dit mooi kan maak, en so aan, en dan sê hulle vir mekaar, ons gaan dit die keer maak. Nee, wat sê jy? Maar hulle glo hulle self hê, want, en dis die snaakse deel, dan gaan hulle hamer en spyker, en dan spyker hulle die beeldjie vas, dat hy nie omval nie. So vir Here wil sê, genade, die dingetjie wat jy self regop kan staan nie, moet nou vir julle beskerm teen my. Ek is groter as enige iets. Dis in die, mense kon sê, dit wat daar geskryf staan, is in die genre van 'n tragikomedie. Dit is snaaks as dit nie tragies was nie. Dit is tragies en snaaks gelyktydig. Maar vriende, so moet ons vir ons self ook baie keer lag, en ons moet dit doen met 'n traan, want ons is baie keer so. Ons weet wat die waarheid is, maar ons glo dit nie altyd nie. Maar die Here kom sê in elk geval vir hulle, ek is in 'n liga van my eie. Ek is nie in 'n ander liga as die ander gode, asof hulle ook in daai liga kan kom nie. Ek is in 'n liga waar niemand anders kan wees nie. Ek is al wat kwalifiseer om in daai liga te wees. Dit is wie ek is. Ek is julle God. Ek het die donkerte in lig verander. Reg aan die begin. En ek doen dit elke dag. Niemand anders doen dit nie. Ek, die Here, doen dit. Niemand kan my dit nadoen nie. So vriende, as jou geloof jou wil begeef, en dit gebeur met ons, dan sê die Here, kyk net na my baanrekord. Het ek al iewers in julle mense se geskiedenis, het ek al iewers vir julle geval. Kyk net na my baanrekord. Kyk my getuigskrif. Kyk na die Here se baanrekord in jou eie lewe. Vergeet nou van die groter lewe, net jou eie lewe. Hoeveel kere het jy gevoel, ek is nou in my moeilikste uur? En in daai moeilikste uur, het jy besef, wat die Here is hier by my. Hy val my nie. Die tweede ding wat hy sê is, skep moed uit God se beloftes. Jesaja 41 vers 13 tot 14 en 43 1 tot 3. Ek gryp jou regterhand vas. Ek is die Here jou God, en ek sê vir jou, moenie bang wees nie. Ek is daar om jou te help. Moenie bang wees nie, nietige wurmpie. Ek is die een wat jou red, die Heilige van Israel. So sê die Here wat jou geskep het, moenie bang wees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou op jou naam geroep, jy behoort aan my. Wanneer jy deur diep water van moeilikheid gaan, sal ek by jou wees. Wanneer jy deur riviere gaan, sal hulle jou nie wegspoel nie. Wanneer jy deur vuur van verdrukking stap, sal jy nie verbrand nie. Die vlamme sal jou nie verteer nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Hoor net hier die Here se eerlikheid. Die Here sê nie vir hulle, daar gaan nooit vuur wees wat jou louter vuur waardeur jy moet gaan nie. Hy sê nie, daar gaan nooit 'n rivier wees waaroor jy moet kom nie.
Nee, as die Here dit sou gesê het, sou die Here mos nou 'n leienaar gewees het. En dit is die Here nie. Daai goeders is daar. En die ouens het ook geweet, terwyl hulle daar in Babylonië sit, hierdie goed gebeur met 'n mens. Hier sit ons nou juis. Maar die Here beloof, die vuur gaan jou nie uitbrand nie. En die rivier gaan jou nie wegspoel nie. Nou sit hulle daar in Babylonië. Hulle sou ook gesê het, maar die rivier het ons weggespoel. Ons is nie meer in Israel nie, ons is nou hier. Miskien is dit eerder 'n kwessie van die rivier het hulle uitgespoel in Babylonië. Want daar in Babylonië het 'n klomp goed met hulle gebeur, goeie goed. Hulle het weer begin dink oor hulle geloof. Hulle het weer begin om hulle prioriteite agter mekaar te kry. Hulle het weer gekyk na hulle verhale wat aan hulle oorgelewer was, van hoe die Here altyd by hulle was. Hulle het dit weer gaan afstof. Weer nuut gaan interpreteer. Hulle het teruggegaan en gaan kyk, maar wat het die Here gesê in die verlede en hoe is dit vandag vir ons waar? En so het hulle geloof, hulle godsdiens, hulle geskiedenis, hulle kultuur, alles op 'n totaal nuwe traject gekom toe hulle daar in Babylonië was. Op 'n baie goeie traject. En hulle het beter mense aan die ander kant op die ou einde uitgekom. En vriende, dit is wat ons nou vir onsself moet sê. Ons wil baie graag glo dat 'n rivier gaan verdwyn. Ons soek 'n manier om 'n brug bo daai rivier gebou te kry. Ons wil om die vuur gaan. En ons het in ons kop allerlei idees van hoe dit behoort te wees, aan die ander kant die rivier en aan die ander kant die vuur. Maar baie keer dan moet ons nou juist daardeur. Dit is nie net hoe die lewe werk nie, maar God is ook daar. En God gebruik dit. En as jy aan die ander kant uitkom, dan kom jy agter, maar ek het getransformeer. En kyk, die Here sê mos vir hulle, of hulle sê daar, terwyl hulle daar is, ons sal aan die ander kant kom. Nee, die Here sê vir hulle, julle sal aan die ander kant kom, al voel julle nou soos 'n wurmpie. 'n Wurm is eintlik die woord wat gebruik word. Daai wurm het in Babylonië in sy kokon ingegaan. En klomp goed het daar gebeur. En toe kom daar 'n vlinder uit aan die ander kant, wat ons almal verryk het. En dit is hoe die Here baie keer maak met al hierdie goed wat met ons gebeur. Ons weet dit. Ons weet dit. Daar's niks wat ek vandag vir julle al gesê het, wat julle vandag gesê wat julle nog nie gehoor het nie. Wat julle nie weet nie. Wat julle nie glo nie. Dis als Christelike common sense. Nee. Maar dit bring vir my by die derde punt. Ons moet nie blind en doof wees nie. Ons hoor dit, ons weet dit. Maar ons hou ons blind, ons hou ons doof. Jesaja 42. Wie is so blind soos die Here se dienaar? Wie is so doof soos die boodskappers wat ek stuur? Wie is so blind soos my uitverkore volk? Blind soos die dienaar van die Here. Julle sien en julle weet wat reg is, maar weier om daarop te reageer. Julle ore is oop, maar julle hoor niks. Ons het hierdie ding in ons, dat ons nie soos babas deur 'n wiegelietjie gesus word nie. Ons word nie deur troostwoorde sommer tevrede gestel nie. Ons het 'n manier om weerstand te bied.
Nou gaan ek 'n ding doen wat met normaalweg sal ek nou sê, maar ons moet nou so maak en ons moet nou so maak, want ons moet almal dit doen. Maar ek wil vandag sê ek wat hier staan. En hopelik sal elkeen dit ook vir julleself sê. Maar ek lê baie keer realisme aan die dag. Nee, maar die mens moet dan net realisties wees. Maar die Here is die grootste realiteit. Soos die Here sê, as alles verdwyn het, as die totale realiteit waarop ek dan nou so reken, verdwyn het, dan is die realiteit, God, nog steeds daar. Ek staar my baie keer blind in die feite. Daar is dit. Ek kan nie iets daaromtrent doen nie. Maar ek vergeet, God het die realiteite geskep. God het daaroor beheer. Ek glo baie keer die Here help my as ek myself help. En baie keer help ek myself en dan sê ek nadat die Here het my lekker gehelp. Ek is so dankbaar. Maar al die pad was dit net ek gewees. Ek dink baie keer die Here gaan my net help as ek my kant gebring het. So asof die Here nou een of ander transaksie met my aan die gang het. Ek dink soms die Here sal my help nadat ek nou al die moontlikhede uitgeput het. Want dit is net so dat ek baie keer aan die Here dink as die laaste uitweg. Ek sal wel aan hom dink as die laaste uitweg in hoofletters, dan nou nie klein letters nie. If all else fails, dan is hy nog daar. Nee. Dit beteken eintlik die Here se naam is dan vir my, if all else fails. Baie keer kom lê moedeloosheid tussen my en die Here se uitkoms. Ek het net nie die krag nie, ek het nie die lus nie, ek het nie die stamina nie, en dan gaan sit ek maar net. Baie keer hou ek my immuun vir die Here se troos, want ek wil nie verneder voel daardeur dat ek nou afhanklik is nie. Ek kan my ding self doen. Baie keer is dit doodgewoon my sonde wat tussen my en die Here kom lê. Sonde wat ek nie bely kry nie. Dat ek baie keer voel, ek het nou net te ver gegaan. So ek het nie vrymoedigheid om na die Here toe te gaan nie. Weereens transaksie, nee. As ek alright lyk, dan kan ek na die Here toe gaan. Maar die Here sê, nee, jy kom na my toe aan, soos 'n worm. Ek sal jou transformeer. So vriende, hoor weer die Here se uitnodiging aan my, aan julle. Maar nou, sê die Here wat jou geskep het, hy wat jou gevorm het, moenie bang wees nie, ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy behoort aan my. Jy wat vasgedruk en uitgelewer voel, sê miskien vandag vir jouself, nee, sien is glo. Maar Jesaja sê vir ons, glo en jy sal sien. Amen. Ja, Here, dit is maar hoe ons is. Sien is glo. Maar ons wil vir u glo wat sê, glo en jy sal sien. Here, wees ons genadig. Gee ons die genade om
verby ons eie prestasies en moeite te kom en net raak te sien. Die grote God staan in die middel van ons lewe. En dat ons aan U die eer sal gee. U wat nie met ons spykers vasgekap moet word, sodat U kan regop staan nie. Maar U wat in die seun spykers deur die lyf gevat het, sodat ons gered kan word. Amen. Kom ons dien die Here. Goed vriende, ons gaan nou antwoord op die prediking met lied 590. Het jy gehoor dat eenmaal hier alles nuut sal staan? Ons moet daardie hoop behou. Jesus, by
glo jy selfs deur jou twyfel heen? Het jy gehoor dat eenmaal uit sy dood? Het jy gehoor vertrou jy hom in jou diepste nood? Wie dan geen bose magte kan jou aan hom ontrook? Op die geloofsverwachting skenk God volmaak geluk. Geliefde, die Here seën en beskerm jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en is jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee vir jou vrede.